julle, so, nou as julle ontleed die volgende transaksies volgens die element rekenkundige vergelyking, gebruik die vorm onder die transaksies vir die ontleding. Gee redes vir die invloed op die rekenkundige vergelyking. So, alhoewel hulle hierso sê, geen redes nie, daar's nie 'n klomp vir redes nie, moet jy nog steeds dit bysit. Ok, as jy 'n rekenkundige vergelyking doen, dan vra jy vir jouself altyd hierdie 4 vrae. So ek doen altyd vir myself bietjie beplanning deur 'n A4 bladsy te vat en dit net in 4 kolomme te deel. Eerste vraag wat jy vir jouself vra is watter 2 rekeninge is betrokke. So as dit in die KOE of in die KBE sal kom, is bank altyd 1. Dan is dit 'n bate, eienaarsbelang of 'n las. So onthou, bates is enige geld in die besigheid. So dit of dit nou bank is, kleinkas, wisselgeld, debiteure kontrole, want onthou jy kry geld daaruit, of enigiets wat jy weer kan verkoop om geld te maak. So dit is soos byvoorbeeld jou toerusting. So dis toerusting is soos byvoorbeeld jou printer, jou laptop, tafelstoele, grond en geboue, so die fisiese gebou waarin jy werk, voertuie, soos jou karre, so want dit gaan oor as jou besigheid besig is om sleg te doen en jy moet dit verkoop om die mense vir wie jy skuld te betaal, dan kan jy ten minste daaruit geld maak. So bates is enigiets wat vir jou geld inbring. Handelsvoorraad is ook een, want is die fisiese produk wat jy verkoop. Okay. Eienaarsbelang is jou kapitaal en jou onttrekkings en al jou inkomstes en uitgawes. En laste is enigiets waar jy geld skuld. So dis jou krediteure kontrole. As jy 'n lening aangegaan het, so dit is 'n oortrokke bank, so met ander woorde, jy skuld iemand geld, dan is dit 'n las. Die derde vraag wat jy vir jouself vra, word dit meer of word dit minder en waar? Is jou vierde vraag, so is dit aan jou kredietkant of aan jou debietkant? Hierdie keer is dit nie in die rekenkundige vergelyking wat hulle sê, wat rekening word gedebiteer, wat rekening word gekrediteer nie, so jy hoef nie nou oor waar te worry nie. Ok, so, die eerste transaksie sê, ontvang 'n betaling van R900 vanaf die cruise ter vereffening van sy rekening. So, wat weer baie belangrik is, wat beteken die woord vereffening? Nou, vereffening van sy rekening beteken, hy betaal 'n gedeelte van sy rekening. So, dan kan jy vir jouself ook net daai note maak, is betaal gedeelte van rekening. Ok, as hulle 'n persoon se naam sê, dan weet jy, dit is een van ons debiteurs. So met ander woorde, dit is iemand wat by ons op skuld gekoop het, wat nou sy rekening wil betaal. So, eerste vraag wat jy vir jouself vra, watter 2 rekeninge is betrokke? Ok, ons ontvang die geld, want hy betaal gedeelte van sy rekening, so bank is hier 1. Ok, dan vir wat ontvang ons geld? Ons ontvang geld, want 'n debiteur betaal sy rekening. So, jy gaan sê, debiteure kontrole. Want as ons dit in ons KOE sou is dit in ons debiteure kontrole kolom geskryf het. Ok, is bank 'n bate, eienaarsbelang of 'n las? Onthou, ons het gesê bates is al ons geld, so bank is 'n bate en debiteure kontrole is ook 'n bate, want hieruit maak ons geld. Ok, so, word ons bank meer, kry ons meer geld in, en dit is ja, so by bank gaan ons sê 'n plus, maar by debiteure kontrole word die persoon se skuld meer of minder. Hy betaal sy skuld, so die skuld wat ons gaan inkry by daai debiteur word minder, want hy het klaar sy gedeelte nou betaal, so sy skuld word minder. Dis hoekom gaan ons sê dit is 'n minus. So, jy gaan nou, met ander woorde, nou kyk. Bates, eienaarsbelang, laste. Right. Kyk, jy het gesê eerste rekening is bank, en bank is 'n
bate en dis 'n plus. So, jy gaan hierso onder bate sê, plus die bedrag van R900, en jy gaan daar vir jouself, jy kan daar vir jouself sê, bank, want dit is jou rede. OK. Dan, die tweede rekening waarby betrokke was debiteure kontrole, want hy betaal sy skuld, en dit is ook 'n bate, maar nou is dit 'n minus. So jy gaan sê, minus 900 onder bates, en dan gaan jy daar vir jouself sê, debiteure kontrole. OK, dan, die tweede transaksie sê, verkoop goedere op krediet. As ons goed verkoop op krediet, beteken iemand koop by ons op skuld. OK, so, iemand koop by ons op skuld, so die geld gaan nie in ons bank inkom nie, want onthou, ons het nog nie die geld ontvang nie. Hulle het net gesê, hulle beloof, hulle sal ons betaal, oor 'n maand of oor 3 maande, wat ook al die tydperk is wat hulle die skuld moet betaal. Sien julle, hierso is 'n prys van R300 en R100. Hulle sit dit daar vir 'n rede. Dit beteken, enige iets as jy produkte verkoop, het jy twee gedeeltes. Jy het jou verkoopprys van hoeveel geld kry jy actually, en dan ook, hoeveel het daai produk wat jy verkoop het, hoeveel het dit jou met ander woorde gekos, toe jy dit aangekoop het, want onthou, dit wat oorbly is ons wins, dit is eintlik hoeveel geld ons maak. So, jou wins is nie 'n fisiese bedrag wat jy kry deur die verkope nie, dit moet afgetrek word van hoeveel dit jou nog steeds gekos het om dit aan te koop, want geen produkte is verniet nie. So ons gaan nou eers werk met ons verkoopprys. OK, so ek gaan net vir myself net hierso sê verkoopprys, of VP, dan weet ek. So ek is nou besig met, die verkoopprys was R300. So ek is besig met hierdie bedrag. OK, watter twee rekeninge is betrokke? OK, normaalweg sou dit bank wees, maar onthou, ons het nog nie die geld gekry nie. So, ons kan dit nie by bank sit nie, want ons het nog nie die geld nie. Maar 'n debiteur se skuld word meer. So die eerste een gaan wees debiteure kontrole. OK. Volgende een is, watter ander produk, dit is met ons verkoopprys, ons het verkope, ons het geld ontvang deur verkope, so jou tweede een is verkope. So jy kan dit maar leer soos 'n papegaai, jou verkoopprys met enige verkope van wat op skuld is, die een rekening is jou debiteure kontrole, jou ander een is jou verkope. Debiteure kontrole is 'n bate. Verkope is 'n inkomste, so dis met ander woorde, eienaarsbelang. OK. Word jou debiteure kontrole meer of minder? Word die persoon se skuld meer of minder? Dit word meer. OK. En inkomstes, maak dit eienaarsbelang meer of minder? Dit maak dit meer. So, jy gaan dit nou hier invul. Jy het gesê jou debiteure kontrole is 'n bate, so onder bates gaan jy sê plus die R300 en jy kan daar vir jou sin en hakies debiteure kontrole OK. Dan ons het gesê verkope is 'n eienaarsbelang en eienaarsbelang maak inkomstes meer. So onder eienaarsbelang gaan jy ook sê plus R300 en jy gaan nou sê wat word meer, dit is jou verkope. OK, nou die volgende gedeelte het ons kosprys, so jy gaan jou kosprys van R100 moet ook twee rekeninge hê. So jy kan dit ook leer, jou kosprys is altyd, die twee rekeninge wat betrokke is jou handelsvoorraad, want is fisies die produk wat verkoop word, en hoeveel dit jou gekos het om daai produk te koop. So dis koste van verkope.
OK. Handelsvoorraad, is dit 'n bate, eienaarsbelang of 'n las? Dit is 'n bate, want dit is die fisiese produk wat jy verkoop. Koste van verkope is 'n uitgawe, so dis eienaarsbelang, maar dit is 'n uitgawe. OK. Jou handelsvoorraad, raak die fisiese produk meer of minder as jy dit verkoop? As jy dit verkoop, word dit minder, want dit gaan daar by die deur uit. En uitgawes maak eienaarsbelang minder. So, dit is nou weer minus. So, onder bates, van onthou, handelsvoorraad is 'n bate, so jy gaan sê minus R100, en dit is handelsvoorraad, want dit is hoeveel daai handelsvoorraad jou gekos het. En jy het gesê, koste van verkoop is 'n uitgawe, en uitgawes is onder eienaarsbelang, so jy gaan sê minus 100, en in hakies gaan jy sê koste van verkope. OK, so, jy gaan moet weet, as jy enigiets produkte verkoop, daar's eintlik 4 transaksies wat plaasvind. Jou verkoopprys het altyd te doen met jou debiteure kontrole en verkope, as jy dit op skuld verkoop, andersins sou dit bank gewees het in verkope, en jou handelsvoorraad, jou kosprys van verkope is jou handelsvoorraad, dus die fisiese produk wat jy verkoop, en hoeveel dit jou gekos het om daai produk te verkoop. So, jy kan dit maar leer soos 'n papegaai, want hulle gaan dit veral in graad 9 vir julle altyd vra.